Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis. Vandag is 'n Vrydag, dis lang naweek, so ek het besluit dit is tyd om iets te maak wat dalk 'n bietjie stout is. En dit is 'n aartappel. So ek het hierso 'n hulle noem dit gesmashed roasted potato, so geslaande geroosterde aartappels. Wat ons vandag gaan maak en is perfek vir 'n bykos vir 'n braai. So kom ek vat jou deur wat jy nodig het. Natuurlik, heel eerste jou baba aartappeltjies. Ag, ek is seker as jy groot aartappels het en jy wil dit in kwarte sny, is dit okay. Jou golfbal grootte aartappels. Ek het nou net 'n paar hier vir demonstrasiedoeleindes. Jy gaan nou soveel maak soos wat nodig is vir jou gesin. Dan wat nou baie interessant is, as jy dit gaan kook, jy gaan hom vir so 15 tot 20 minute kook, laat hy net sag is. Jy gaan die sap van 'n suurlemoen bygooi en sommer die suurlemoenie inlos. En dan gaan jy ook knoffel vat, 'n lekker knoffel toon. Kom ons maak hom net oop en dan gaan jy die knoffel saam insit dat hierdie aartappel gaan nou saam met die suurlemoen en die knoffel, dit is amper soos infusement. Jy weet soos hulle gaan nou dit intrek en saam kook. Dit gaan vir 20 minute kook en dan as dit gereed is, dan gaan jy natuurlik nou die water dreineer, jou knoffel uitgooi, jou suurlemoen uitgooi en dan het jy jou gaar aartappels oor. En dit gaan gou vinnig 'n skuif maak hier na die kant toe. Goed, nou het ek my gaar aartappels en ek het dit bietjie afgekoel. Dis belangrik om dit 'n bietjie af te koel. Dan het ek my bakplaat, ook baie belangrik dat ek genoeg olyfolie op my bakplaat sit, want ek wil nou mos nou hê, hy moet nou lekker bros word in die oond. 'n warm oond, 200 grade, ten minste 40 minute, maar hou vir hom dop, want gister het ek van hulle bietjie gebrand toe ek net te lank gevat het. Jy weet, almal maak maar foute. Goed, dan pak ek nou my aartappels op die bakplaat en hier kom nou die lekker gedeelte. Jy kan altyd jou frustrasies uithaal hier op hierdie aartappel. Jy moet dalk hom net spuit voordat jy dit doen, né? Dan gaan jy hulle nou so lekker plat druk. Ek moet sê, dit werk beter as hy nog lou warm is, dan kom hy baie maklik los vanaf jou van jou glas. Jy kan natuurlik enigiets gebruik. Jy kan jou maatbeker gebruik as jy ietsie het wat sterker is. 'n lekker sterk glas werk perfek, maar moet nou nie die ding stuk en druk in jou hand nie, né? Goed, soos ek gesê, 200 grade. Druk hom lekker plat, want hoe platter hy gaan wees, hoe lekkerder en hoe brosser gaan jou. Het ek net 1 minuut oor nou? Is dit al wat ek oor het? Nee, ons luister vir jou. Nee, ek het nou 1 minuut in my oor gehoor. Ek is soos, julle kan nie vir my, ek kook nie so vinnig nie, regtig wel. Nou spuit ek hom weer. En dan gaan ek nou sout en peper opgooi. Kyk nou net hier hoe lekker gaan hierdie wees. 200 grade, 40 minute in die oond. Jy kan maar mildelik jou sout strooi. Jy kan selfs as jy wil 'n bietjie van daai aartappelspeserye wat mense in die winkel kry, oorgooi 'n bietjie peper. Daar's hy. Goed, hierdie gaan nou in die oond, né? En dan, daar sê hy gaan in die oond en dan gaan ons 'n sous maak waarby ek hierdie kan bedien, want jy wil dit doop in ietsie, né? So want hy gaan nou op die tafel kom. Goed, nou, wat het ek nodig vir my sous? Kom ons skuif weer hierdie terug. 'n lekker, goeie kwaliteit, dubbeldik Griekse jogurt. Jy kan sien my kwaliteit van my jogurt wat ek het. So lekker. Hoe baie jogurt gooi jy daarin, Tanya? Ek het so, kyk, dit gaan nou afhang hoeveel doopsous jy wil maak, want jy wil ook nou nie mors nie. So ek sal sê ek het hier so 'n koppie en 'n half, dink ek. Miskien net 2 koppies wat ek hier gaan bysit. Hierby gaan ek so 'n halwe sap van 'n halwe suurlemoen ingooi, net vir die lekkerte. Goed, daar sê, dan gaan ek nou weer sout ingooi. Peper, hierdie gaan natuurlik na smaak wees. Dan, heuning, want ek moet 'n versoeter ingooi. Kyk, jy kan nou maar besluit watter versoeter jy wil gebruik. As jy iets anders wil gebruik, dan gebruik jy maar, ek is baie lief vir 'n heuningkie. Nou, wat ek hier het is, ag en julle, ek het spesiaal gaan Google, wat is 'n chive in Afrikaans? Sprieteier. Skus Pier? Sprieteier. Nee, dis 'n grasei. Okay, maar ek het ook eers gedog dis 'n sprietei. Toe besef ek 'n sprietei lyk effens anders. So nou gaan ek hierdie heerlike grasuitjies so opsny. Daar sny ek amper my hand af. Nee, ons is bly jy het Maar nie. ek sou gestop het. Dis hoekom sy haar naels rooi verf, sodat jy Dat jy nie nie die kan wond sien as daar bloed is nie, né?
Dis soos die Engelse met die rooi klere in die boere. Goed, my eie is in en ek roer my sousie nou. Wil ek net gou 'n toetsie doen, moenie worry nie. Ek gaan nie my vinger daarin druk nie. Dankie tog. Net gou Jennifer is 'n bietjie. Is dit lekker? Maar verskriklik. Maar jy kan nie dit doen nie. Die kykers weet nie hoe dit proe nie. Jy mok nou die kykers. Jok vir Kom ons, proe. man. Gaan proe 'n bietjie vir ons. Gaan proe jy. Peer, Okay, ek gaan proe. Gaan proe stukkie. Kan- Jy weet jy wil. Gaan proe. Ek wil jy 'n aartappel saam met dit proe? Ja. Goed, kom ek doen wil dit. nie net die Hierso. O, wag nee, Okay. dit lyk baie fancy. So ek het 'n skoon lepel hier as jy nie met jou hand wil eet nie of jy kan 'n stukkie aartappel vat met jou hand. Okay, mag ek maar met my hand die Ja, aardappeltjie natuurlik, ek gee nie. Vir my part kan jy. Want jy verteenwoordig nou al die kykers, so jy moet Ek wil net eerlik ook, wees. kan ek net voor jy hap sê onthou net een ding, dis nou 'n koue aartappel, né? Dit gaan nou Is nie interessant warm nie. wees. Kom ons Is doen nie dit maar warm nie. so. Jy kon maar gedoop het. Nee, maar ek wil nou nie. Peer het my nou so afgesit. Hier is net jaloers. Kyk, kom ons kyk hoe dit werk. Ja? Hierdie is baie nerve-wracking. Sy kan nie nou praat nie. Sy kan nou vir jou sê. Is dit lekker of is dit nou nie lekker nie? Ek weet jy wat ek dink sy gaan nou sê dis lekker. Sy kou net gou klaar. Dit is heerlik. Oh, Dit is regtig lekker. Hoorie, dit was nou die senuweeagtigste 10 minute van my lewe. Dis hierdie hoor nou vir die kenner. Dis hierdie suur-sout kombinasie met die bietjie soeterigheid wat jy kan alles proe. Okay, maar ons sit die resep op YouTube en ek hoop jy het 'n lekker naweek. Bye.